Wie is ek? Jan Biskop. Ek is 'n proaktiewe pensionaris. In 2019 by die Noordwes Universiteit na 26 jaar diens afgetree. Verder bestuur ek 'n paar besighede, maar my grootste liefde is Vader, Seun, Heilige Gees, my familie en die korporatiewe liggaam van Jesus Christus, wat almal insluit. In hierdie reeks oor uitverkiesing gaan ek jou vers vir vers die Romeine 9 tot en met 11 neem. Ontvang die woord met alle welwillendheid, maar ondersoek elke dag die skrifte, of hierdie dinge so is. In die eerste deel van die lering gaan ons stil staan by die Israeliete se worsteling met die onregverdigheid van genade. Tweedens gaan ons kyk na Paulus se empatie met die Jode, sy stamgenote na die vlees, en veral hulle gevoel dat hulle uitgesluit is. Derdens gaan ons kyk na die onafskeidbare eenheid wat daar in Christus is, met die belangrikste punt: niemand is van die eenheid uitgesluit nie. Die volgende waarna ons kyk, is Paulus wat die Israeliete herinner aan al die beloftes wat hulle ontvang het. Aanneming tot seuns, die heerlikheid, die verbonde, die wetgewing, die erediens en nog baie meer beloftes. Vyfdens gaan ons kyk na die worstelstryd in baie Christene rondom die onderwerp van uitverkiesing. Is ek in of is ek uit? Die wesentlike vraag vir baie rondom wat hulle glo rakende uitverkiesing het met God self te doen, en dit is: God kan almal red, maar hy wil nie. God wil almal red, maar hy kan nie. Miskien is daar nog 'n ander opsie waarna ons moet kyk. Laastens raak ons die onderwerp van onvoorwaardelike liefde aan. Dit is uiteindelik God se onvoorwaardelike liefde vir elkeen van ons, wat die onderwerp van uitverkiesing finaal afhandel. Wanneer het jy laas na 'n lering oor Romeine 9 tot 11 geluister? Dalk nooit nie? Hoekom nie? Want die 3 hoofstukke gaan oor die onderwerp van uitverkiesing. Is jy in of is jy uit? Paulus het een groot vraag hanteer: die Israeliete se worsteling met die onregverdigheid van genade. En eintlik sukkel ons almal met die onregverdigheid van genade. Of hoe? Veral as jy dink jy het baie hard gewerk en ander kry alles verniet. Vra die Afrikaner. Vra die ouer seun in die gelykenis van die verlore seuns. Eintlik voel die mens dat straf jou verdiende loon is as jy die wet oortree en uitgevang word. Ons praat nie van hulle wat oortree, maar nie uitgevang word nie. Genade is onverdiend. En daarom voel ons dat genade onregverdig is, wanneer genade aan ander bewys word. Anders gestel, hoe kan genade regverdig wees? Nou kom ons duik in Romeine 9 in. Ek gaan dit vers vir vers doen. Romeine 9 vers 1 en 2. Ek spreek die waarheid in Christus. Ek lieg nie. My gewete getuig saam met my in die Heilige Gees, dat dit vir my 'n groot droefheid is en 'n onophoudelike smart vir my hart. Julle, is hierdie prent nie veelzeggend nie. Paulus wys 'n diep empatie vanuit sy hart met die volk van God. Net soos wat ons nou empatie moet hê met die godsdienstige kerk. Paulus sê dat God nie die Israeliete uitgesluit het nie. Net so min as wat ons onsself en ander mag uitsluit, omdat ons werke en prestasies van mense vereis.
Terug na Romeine 9 vers 1. Wat ek gaan sê, is my eerlike oortuiging. Ek is bo twyfel seker van ons onafskeidbare eenheid in Christus. My eie gewete getuig hiervan in die Heilige Gees. Onafskeidbare eenheid is net in Christus. Ons is onafskeidbaar van hom. Ons is een met hom, en Vader, en Heilige Gees, en al die gelowiges. Nog nie gelowiges is ook ingesluit. Luister mooi na Efesiërs 4 vers 11. Totdat ons almal kom tot die eenheid van geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. En in die Heilige Gees getuig my eie gewete daarvan. Dis nou totale vrede. As Paulus die woord getuig gebruik, is Jesus Christus altyd ingesluit. Eintlik, my mede-Jode is die hele mensdom ingesluit. Romeine 9 vers 2. In die lig van die mensdom se insluiting en verloste onskuld, ervaar ek intense droefheid vir en pynlike verlange na my mede-Jode. Mede-Jode, julle is ingesluit, maar julle sien dit nog nie. Baie mense weet nog nie dat hulle ingesluit is nie. En boonop is hulle nog nie verlos van die feit dat hulle onskuldig is nie. En daarom ervaar Paulus 'n intense droefheid. Paulus se intense droefheid is gesetel in hulle blindheid rondom die feit dat die Jode almal ingesluit is. Maar Paulus wil nog meer sê. Die ganse mensdom is ingesluit. Nou, om Romeine 9 vers 2 in 2025 prakties te maak, moet ons ook met intense droefheid en pynlike verlange na almal kyk wat nog in godsdiens en ongeloof vasgevang sit. Almal is ingesluit, maar nie almal sien dit nie. Is dit nie raak uitgebeeld nie? Paulus het nie die Israeliete uitgesluit nie, net so min as wat ons onsself moet uitsluit van wettiese godsdiensbeoefenaars. Die antwoord op godsdiens is nie om ons af te sonder nie, maar om in liefde uit te reik. Dis die kernboodskap vir vandag. So baie leef in vrees of hulle in of uit is. So baie hoop, maar hulle is nie seker nie. En dis baie hartseer. Ons het die bediening van versoening, om almal te herinner dat hulle reeds met Christus versoen is. Halleluja! Ons moet godsdienstige mense onvoorwaardelik lief hê, of ons nou daarvan hou of nie. En is klaar nie maklik nie. Maar wat van jou vyande? Om jou vyand lief te hê, Matteus 5 vers 44, is nie uit jou eie krag moontlik nie. Ons kan nie self probeer om ons vyande lief te hê nie. Hier is dit. Ons moet geleer word om mense lief te hê wat ons haat. En hoe leer ons om mense wat ons haat lief te hê? Deur die Heilige Gees. Wat sien julle in hierdie prent? Enige skrif wat julle raak sien? Hart, liefde, duif, Heilige Gees. Die liefde van God is in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Om onvoorwaardelik lief te hê, is om die liefde van God wat in ons hart uitgestort is, te manifesteer. Nou, om die liefde van God te manifesteer, is nie sonder die Heilige Gees in ons lewens moontlik nie. Romeine 9 vers 3. Want ek sou self kon wens om ter wille van my broers, my stamgenote na die vlees,
'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Paulus weet natuurlik dat jy nie jou verlossing vir 'n andersin kan verruil nie. Daarom is vervloeking 'n harde woord. Net Jesus kon, Galasiërs 3 vers 13. Hy het vir ons 'n vloek geword. Hy het immers ook in Romeine 8 vers 39 gesê, niks sal ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons Here is nie. Paulus spreek 'n diepe liefde uit vir sy broers, sy stamgenote na die vlees, en so 'n mate, dat Paulus sy eie aardse lewe sou gee, om vir sy broers gemartel te word. En dis wat die Griekse woord anathema prakties beteken, om jou lewe vir jou vriende te gee. Nou, luister na hoe die Mirror vertaling dit sê, want die Mirror vertaling sê dit effens anders. As dit hulle, my mede-Jode, op enige manier kon baat, sou ek verkies dat ek liewer van die seën van Christus uitgesluit sou word. As my uitsluiting hulle moontlik kan help om hul insluiting te verstaan, sal ek graag my liggaam as 'n offer aanbied. As Paulus sy broers so liefhet, hoe is dit moontlik om te dink dat God hulle minder sou lief hê? Hier is niks meer nodig om te sê nie. Wat sê Paulus van die Israeliete in Romeine 9 vers 4? Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid, en die verbonde, en die wetgewing, en die erediens, en die beloftes. So hulle het die volgende van die Here ontvang: aanneming tot kinders, verbonde, wetgewing, erediens en talle beloftes. Luister na die Mirror vertaling. Seunskap is die natuurlike erfenis van Israel. Hulle het histories die heerlikheid en die verbonde en die dramatiese onderskrywing van die wet gesien, die profetiese rituele van aanbidding en die messiaanse beloftes behoort aan hulle. Romeine 9 vers 5 tot 6a. Aan wie die Vaders behoort en uit wie die Christus is na die vlees, hy wat oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Maar ek sê dit nie asof die woord van God verval het nie. Die Vaders behoort aan hulle. En wat beteken die Vaders? Hulle is die Vaders waaruit Christus na die vlees gebore is. Dis waarmee die Nuwe Testament juis begin. Die woord van God het nie verval nie. Dit het beslis nie tot niks gekom nie. Dit laat my dink aan Jesaja 55 vers 11. So sal my woord wees, wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Romeine 9 vers 6b. Want hulle is nie almal Israel wat uit Israel is nie. Wat bedoel Paulus as hy sê dat hulle nie almal Israel is wat uit Israel is nie? Die eerste Israel sluit die hele tweede Israel in. Maar nog baie meer mense is ingesluit. Die heidene is saam met die fisiese Israeliete almal in die eerste Israel ingesluit. Geestelike Israel sal die hele wêreld vul. Romeine 9 vers 7 tot 8. Ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is hulle almal kinders nie, maar in Isak sal jou nageslag genoem word. Dit wil sê, nie hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is nie, maar die kinders van die belofte word gereken as die nageslag. Nou, hoe moet jy dit verstaan as Paulus sê,
ook nie omdat hulle Abraham se nageslag is nie, want Abraham het 2 seuns gehad, Isak en Ismael. Nou, alles wat uit die vlees gebore is nie kinders nie. In Christus se voltooide werk is ons almal kinders van die belofte. Ons is almal sy geestelike nageslag. Mag almal se oë oopgaan. Galasiërs 4 vers 22 tot 26. Want daar is geskrywe dat Abraham 2 seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees, en die ander een uit die vrye deur die belofte. Dit is sinnebeelde. Nou, as 'n mens die 2 skrifgedeeltes langs mekaar lê, is die afleiding dat die seun uit die slavin nie 'n kind is nie, maar die een uit die vrye wel. Klink baie onregverdig. Of hoe? Maar die antwoord lê in die eie poging. Abraham se seun uit die slavin, gebore na die vlees. Daar is geen eie poging by die vrye nie, want dis deur die belofte. Dis sinnebeelde. Nou, 'n ander woord vir sinnebeelde is simbole. Isak en Ismael is presies dieselfde sinnebeelde as Jakob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Dit het niks met Isak of Ismael te doen nie, maar wel wat hulle simboliseer. Romeine 9 vers 9 en 10. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hierdie tyd sal ek kom en Sara sal 'n seun hê. En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. Die belofte beweeg 1 generasie verder. En uiteindelik 41 generasies verder van Abraham af is dit Jesus, die belofte en hoofletters. Maar die belofte beweeg nog 1 generasie verder, die 42ste geslag, Christus. Ek weet dat die 42ste geslag 'n hele lering op sy eie is, maar belofte op belofte bring ons by beloftes in die meervoud. En in wie vind al die beloftes 'n finale rusplek? Israel is die baarmoeder van die vleeswording van Jesus Christus. Hy is die belofte. Ons is baarmoederbroers van Jesus Christus. Luister na Romeine 8 vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees, onder baie broeders. Dis die werklikheid van die belofte. Ons is baarmoederbroers saam met Christus. 2 Korintiërs 1 vers 20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Sommige beweer dat daar meer as 7000 beloftes in die Bybel is. Dink aan Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josua, Dawid, Salomo. Maar al hierdie 7000 beloftes is ja en amen in Jesus Christus. 2 Korintiërs 1 vers 20a in die Mirror. En hom word die detail van elke belofte van God vervul. Jesus is God se ja vir jou hele welstand. Daar is beloftes van redding, van versoening, van herlewing, van geloof, van finansiële behoeftes, van vergifnis, van vrugdra, van beantwoorde gebede, van vrede, van voorsiening, van genesing, van hoop, van blydskap, van geregtigheid. Matteus 5 vers 17 sê, dat die beloftes wat daar in die wet en die profete was, is in Jesus Christus vervul. Amen, Sela. Romeine 9 vers 11 en 12. Want toe die leringreeks
wat oor uitverkiesing gaan, is gebaseer op Romeine 9 tot en met 11. Dis 'n vers tot vers bespreking. In deel 1 het ons by Romeine 9 verse 1 tot en met 12 stilgestaan. Daar's gekyk na die onregverdigheid van genade. Hoe kan genade aan mense as 'n geskenk gegee word wat niks gedoen het nie? Die Jode het geglo dat hulle alles nagekom het en tog voel hulle uitgesluit. Daar is ook, jammer genoeg, wettiese Christene wat so voel en mense veroordelend uitsluit wat nie volgens hulle standaarde presteer nie. Dis mense wat uitverkiesing in eie hande neem en hulle opinie lig. Paulus noem dat ons in Christus 'n onafskeidbare eenheid is. Dan herinner Paulus die Israeliete dat hulle nie moet vergeet van alles wat hulle van God ontvang het nie, waarvan die belofte tot seunskap, wat my aanbetref, die grootste is. Die mense worsteling met is ek in of is ek uit, is 'n vreesgebaseerde leuen. Dis liefde, liefde en nogmaals liefde. Dis onvoorwaardelike liefde wat jou uitverkiesing in Christus 'n feit gemaak het. Mag die Heilige Gees jou naprediker wees.